lekker om weer saam met jou te kuier hier in Mosaïek se ateljee. Ek gaan in die volgende 3 sessies elke keer by dieselfde psalm begin. Jy sal verstaan hoekom. Dis Psalm 143. Ek lees vir jou vandag die eerste vers. Ek dink aan dae lank gelede. Ek mymer oor al u dade, oor die werk van u hande dink ek na. Ek strek my hande uit na u. My diepste wese smag na u soos dor grond. Dis 'n uitdrukking, hè. Ek glo jy kan jou volledig vereenselwig met hierdie teks. Die tydperk van die jaar waarin ons nou leef, voel so half weemoedig. Maar ek wil dit kwalifiseer. Ons het Paasfees gevier en die mymering oor die kruisgebeure het ons harte vinniger laat klop tot by die oop graf. Nou weet ons hy leef. Die prys is betaal. Die poort na God se hart staan wyd oop vir ons. Tog skud ons nie die weemoedigheid so maklik af nie. Ons beleef hierdie tussentyd waarin ons nou is, as 'n tyd waarin ons diepste wese na God smag, soos dor grond. Maar dit is eintlik 'n wonderlike smagting, want ons is nie moedeloos of verlore nie. Dis net ons hinkering na God wat baie groot is. Voel jy dit? Ek het 'n lied raakgeloop wat ek in hierdie tyd daagliks na luister, daagliks. Die lied is byna 'n opsomming van die volle Bybelboodskap as jy aandagtig luister. Tot my heerlike verbasing vind ek toe uit die lied is al vertaal en toe nog hier in Mosaïek aangebied ook. Dit is in Afrikaans vertaal deur Johan Huystek en 2 vriende. Hy was bedagsaam genoeg om vir my die woorde aan te stuur. Jy sal dadelik agterkom dat hier 'n dialoog aan die gang is. Dis 'n gesprek tussen 'n voorganger en dan antwoord die koor en dit absorbeer jou. Die voorsanger vra van agter die klavier die vraag en 'n volle koor, mans, dames, oud en jonk, antwoord meesterlik. So bou 'n spanningslyn op tot 'n kragtige crescendo wat harmonie en melodie doeteenvoudig jou laat meesleer. Die koor wat optree word begelei deur 'n volle orkes. Stel jou nou voor, die magtige begeleidende klank van viole, trompette, dwarsfluitte, dromme, gitare en 'n orgel. Die Engelse titel wat die 51-jarige skrywer Andrew Peterson gekies het is Is he worthy? Is he worthy? Ek moet jou waarsku, hierdie lied is verslawend. Kom saam met my op die Afrikaanse pad. Die klavierspeler met 'n lekker sterk stem vra saam met die klavier, voel jy ook 'n gebroke wêreld? En die koor antwoord, ons doen. En dan bou die sterk dialoog verder. Voel jy hoe die skadies meer word? Ons doen. En weet jy, duisternis sal nie die lig verhoed om deur te breek nie. Ons doen. En wens jy ook, jy sien dat alles nuut kan word. Ons doen. Hier is nou spanning geskep in die lied, want die vrae lê swaar op die gemoed. So die refrein moet nou inskop. Die volle koor en die orkes neem deel. Hulle neem dan die inisiatief verder en nou hoor jy skrifgedeeltes uit enkele psalms en Openbaring. Dalk herken jy nog meer skrifgedeeltes as ek. Dan begin hulle, wie is dan waardig, wie is volmaak, wie is daar wat die seël kan breek en die boek oop kan maak, die leeu van Juda, hy het die graf kom oorwin, die stam van Dawid, die lam geslag, hy het slawe bevry, is hy waardig, al die seën en die eer en die glorie, is hy waardig, is hy, en dan die noodwendige antwoord, hy is, paar keer, baie sterk, dan kom die klavier met die tweede vers, en kreun die hele skepping, dit doen. En kom 'n nuwe skepping nader, dit doen. Kom die glorie van die Here as die lig hier tussen ons in, dit doen. Is dit goed dat ons onsself hieraan herinner? Dit is. Daar is nog 'n derde vers, maar ek gaan dit vir jou los om self te ontdek. Gaan soek op YouTube, tik net in, Is he worthy? Jy sal 'n hele paar moontlikhede vind. Gee jou gemoed oor aan die boodskap van die lied en word meegesleer. Ek het al genoem dat ek en my liewe vrou daagliks ons in hierdie lied verlustig. As die vraag nou by jou opkom, maar hoekom? Sal ek graag wil antwoord. As gelowiges is ons in hierdie tussentyd steeds in God se sorg. Hoewel ons op pad is na Paasfees, na die viering van Pinkster, waar ons die uitstorting van die Heilige Gees gaan vier, weet ons dat hy reeds gekom het en dat hy die smagting van ons hart ken. Soos vandag se teksvers bely uit Psalm 143. My diepste wese smag na u,
soos dor grond. Dis nie 'n kreet uit 'n stikkende hart wat wonder waar is God nie. Dis 'n opgewonde verwagting dat die skrif nou reeds realiseer in ons lewe. Daar's nou reeds vrug. Ons wag opgewonde op sy leiding elke dag. Ons doen ons daaglikse roetine, tuis, by die werk, in die gemeenskap met die wete dat daar 'n vennootskap met ons is. Die lied het die vraag aan die orde gestel. Sug die skepping? Natuurlik. So het Paulus geskryf in die opwindende 8ste hoofstuk van Romeine. Hierdie sug vestig ons aandag op hoop. Hoop. Dis algemene kennis dat 'n mens ruk sonder kos en water en selfs suurstof kan klaarkom. Maar jy kan nie sonder hoop 'n sekonde lewe nie. Ken jy dit? Jy doen. Dan kan jy jou dag voortsit met die sterk boodskap van Romeine 8. As God se kinders is ons meer as oorwinnaars. Is dit nie wonderlik nie? Ek wil hê jy moet vandag hierdie boodskap bedink. Gaan kyk op YouTube, soek Easy Worthy en laat jou dors daar geles word deur hierdie klanke wat ons vertel. God is 'n werklikheid in ons lewens. Mag jy dit beleef. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg dat kunstenaars, musikante, digters, skrywers so meewerk aan die hemelse koor, wat vir ons in hierdie tussentyd, hier waar ons nou die kerklike jaar is, maar ook hier waar ons in ons lewensfase is, tussen geboorte en die graf, is U steeds die Here van ons lewe. Kan ons, soos die psalmdigter sê, en my hart smag na U, soos dor grond, want dan kan U deur U Gees ons versadig. Ons prys U naam. Amen.